So ons is nog steeds saam met Merlot in Italië, nee. Pieter gaan my gou 'n bietjie hier, kyk hoe staan hulle hier agter, nee. Net so deur 'n paar modelle vat terwyl ons nou hierso is. Net vir julle wys wat se tipe van masjiene is beskikbaar hier. En net so 'n paar klein features, nee, as jy nou nog nie daarvan gehoor het nie. Net wat ons vandag in die fabriek geleer het, hoekom hulle doen wat hulle doen en hoe werk hierdie goed. Kom ons luister. Pieter, hoe lyk dit? Nog steeds goed. In Italië gaan dit baie goed. Uitstekend. Luister hierso. Okay. Soos hier by die Merlot fabriek vandag en dit is so 'n bietjie deur van die modelle gaan en van die goed wat dit regtig hierdie masjiene nogal uniek maak. Sê gou vir my, ons het hier nou 'n Turbo Farmer 42.7. Wat kyk ons na? So die name is lekker maklik. Die 42.7 beteken 4 ton 7 meter. So Yes. dis basies die reach wat hy het, die hoogte met die gewig wat hy kan dra. Almal moet nou maar net hulle trigonometrie klasse onthou, wiskunde klasse onthou. 7 ton daarbo en 7 ton op die grond is ietsie verskillend. Baie gewilde masjien by ons in Suid-Afrika. So hy's 7 ton op die punt. As jy op die grond 'n 7 ton optel en dan gaan jy uitstoot. Wow, 7 meter, okay, maar jy hoor kan nie wie op 7 meter om daar 4,2 ton gaan optel. Hier optel, uitstoot, maar dan gaan hy nog steeds dis die met grafiek wat jy wil doen. By hierdie masjien behoort jy as jy hom heeltemal uitstoot van die grond af so 1,5 ton daarvoor op te kan tel. So dis nou maar net die wiskunde agter dit. Hoekom hy so lekker by ons gewild is, sy grondvryhoogte. Julle sal sien die Merlot, weer 'n keer soos die fabrieke vir jou verduidelik het, alles is self. So daai is Merlot aste. Dis 'n hidrostatiese pomp, so jy kan sien hy droë brieke. Ja, hy daar's letterlik 4 van hulle, baie makliker om te onderhou. Maar omdat hy hidrostaties is, gebruik jy eintlik die brieke baie minder as wat jy besef. Maar dit is 'n baie nice, hoe kan ek sê, feature, want om droë brieke in stand te hou of te vervang is baie goedkoper as wat ons opponente het. Omdat Merlot ook hulle eie as te maak, het ons twee verskillendes. Jy sal sien hierdie een loop aan die bokant. Dit gee vir ons die grondvryhoogte. Ja. Ons gaan nou by 'n ander masjien Ja, kom. want wat ek sien hier so is hy's nie reguit nie. Hy kom basies hier aan die onderkant, so hy lig eintlik jou hele as. En dan hardloop hy net op die boonste kant van die rad. So waar jy anderste met jou gears in die middel sou gegaan het, hardloop hy nou net aan die bokant van dit. Al die Merlot masjiene 4-wiel steer, hulle is permanent 4-wiel dryf. Jy het crab steer, 2-wiel steer of dan nou 4-wiel soos ek gesê het, draai om 'n tikkie. En hier langsom het jy 'n dikke, nê. Maar hierdie is 'n as ek nou hy sommetjies reg moet lees, wag, dat ek hier by hulle kom. 12 ton 10 meter masjien. Dit is 'n panoramic, so dit sal nou meer na konstruksie of mynbou toe gaan. Jy sal ook sien hy's baie meer robuust. Jy kan nie 'n hedging. Hy sê. Ja, as jy 40 meter lem bysit seker. Ja nee, maar luister hier, ek is klaar, my kop is al klaar besig om daai kant toe te staan, nê. Ek dink ons gaan jou help met ander masjiene vir daai selfde hoogte. Jy kan nogal sien hier is 'n frisbilletjie. Hy is gemaak om sekere goeders regtig op grouwe plekke hoog op te tel. En hy het ook dan nou, jy kan nou sien, jy moet nou so 'n bietjie nader kom. Maar hy kan sy frame level. So met ander woorde, as jy op ongelyke terreine staan, gebruik jy behulp van die silinders om jouself waterpas te kry sodat jy jou vrag daarbo kan hanteer. Ja, want jy wil nie regtig nou daarbo kom bietjie op 'n skuins te wees en daar kom omval nie. So die Merlot masjiene soos ons al gepraat het, maar net weer vir die opsomming, ASCS, dis die veiligheidsstelsel. Met ander woorde, binne in die silinders het jy load cells, jy het op jou aste sensors, so die masjien monitor homself heeltyd. So sodra die masjien voel hy word onveilig, word jy gewaarsku en hy gooi vir jou op die skerm uit wat kan jy doen om jou fout reg te maak. Jy kan natuurlik voel jy slimmer as tegnologie en aanhou en dan sny die masjien uit. So jy is eienaar het 'n override key, maar dan het jy basies baie geld betaal vir iets wat jy nie wil gebruik nie. So dan gaan jy jouself jou masjien beskadig. Die enetjie wat nou hierso staan, hier het ons 'n 50-17, so is 5 ton 17 meter. Jy sal ook sien hy gaan aan 3 seksies hê en sy boom is uitkom. Jesus, maar so hy gaan wyd, nê. Iets van Merlot wat uniek is, hier staan 'n 10 meter met niks stabiliseerders nie. Hier gaan ons nou na 17 meter toe en ons word gestabiliseer. So soos as jy rondloop, ek dink jy is ergens 11 meter. Maar Merlot begin eers op 11 meter en hoër stabiliseer weens die rede hoe hulle hom gebou het. Maar om 'n lang storie kort te maak, ons stabiliseerders is nie op die frame nie, hy is op die as en hulle werk onafhanklik van mekaar, maar hulle is ook binne die rywyte van jou wiele.
Maar is dit ook hoekom ek neem aan hoekom hulle dan hulle eie as te bou, want hulle moet die goeders kan mount hierso. Dis een van die redes. Soos ons vandag net weer 'n keer geleer het, Mirlo is 'n maatskappy wat nie wil weet wat se probleem nie. Hulle soek 'n oplossing en as iemand nie 'n oplossing dan investeer hulle en hulle doen dit self. So want hierso het hulle nou basically sy potjies kom maar nou af van die as en dan letterlik stabiliseer hy hom daarvan af. So hierso het ons nou nog 'n voordeel want hier het jy 'n frame leveling by dit. So met ander woorde, kom ons sê ons gaan staan met daai wiel in 'n hobbel, dan stabiliseer ek daai arm bietjie laer, daai ene gaan dieper wees omdat hulle onafhanklik van mekaar is. Dan gebruik ek my 2 hidroliese silinders om my masjien waterpas te kry. Maar hierdie een het 'n addisionele funksie, ons noem dit 'n frame shift of 'n frame side shift. Ja. So in plaas daarvan om daar bo in die lug jou virke te beweeg, so het jy 'n masjien wat 5 ton kan optel. So op 17 meter as jy 5 ton daar bo in die lug 5 cm links toe gaan, dan verander jy die hele masjien se En dis grade. soos ons net nou gevoel het ook toe ons daar by Daai 30 lekker hoë meter ene was. besigheid daar oorkant was. As jy net 'n bietjie beweeg daarso, dan begin die goeders om kant toe gaan. So wiskunde is Veral baie met my en belangrik. jou gewig daar bo te lekker So wat gebeur is hierdie hidroliese silinder beweeg letterlik die hele masjien se frame links en reg. So jy beweeg nie die Yes. gewig bo nie. So hulle het letterlik hierso sit hulle daai besigheid in. En hy beweeg die hele ding. Dis omtrent 'n 15 grade as ek reg onthou. Dis miskien nie baie onder nie, maar op 17 meter bo in die lug is dit seker amper 'n meter Dink wat jy hulle links en reg. enigiets anderster as telehandlers, want dit lyk my hulle eet, slaap, drink en 'n Dis hulle paar ander passie. goed net telehandlers. Dis hulle passie. Soos jy kan sien, hier's verskriklike all shapes and sizes. Van die kleintjies af. Hier het ons 'n P276 wat ek nogal dink sal goed doen in ons Suid-Afrikaanse mark in die hoenderhokke omdat hulle so 'n bietjie kleiner is. Maar jy sê hoenderhokke 2.7 ton, 6 meter, né? Nee? Ja, ek soek 'n groter masjien miskien om maar ek kan nie sien hoekom ek nie met daai ding kan kunsmislei nie. Jou moeilikheid is 2.7 ton op 6 meter. As jy nou jou planter op 6 meter 'n ton sak, dan gaan jy masjien se kapasiteit uithardloop. Weer 'n ton op die grond en 'n ton op 6 meter is twee verskillende goeders. Maar ek kan hom seker kry 'n bietjie hoër of is dit die grootste wat hy kom dan moet ek- P276, ons het 'n Turbo Farmer 27.6. Ek sien net nie een nie. So hierdie ene val bietjie meer in die panoramic klas. Ja. Jy kan dalk bietjie meer binne huis stoor met hom. Hy's meer op 'n konstruksiebasis gefokus. Ja, maar die oomblik as ek nou soos hierdie goeters kyk, ek like sommer hierdie ding met sy tyres, nê. Nee. Hierso is 'n 7210. Dis 'n Nee. fris een. So 7.2 ton 10 meter. Maar jy kan sien hierdie masjien gaan baie op die pad hardloop oor die ander bande wat hy op het. So hulle terreine is nie so rof Ja, nie. ja, so hy ja, maar goed, jy wat uit die Wes-Vrystaat uitkom met rowwe terrein praat, dit's net sand daarso. Maar ons gaan net aan die ander kant van die N1 dan is dit weer 'n ander storie. Dit hang af, nê. Nee. Nee, want kyk as ek hom nou daarso vat, ek kyk nou sommer daai forklift goeters wat hy daarso op het. Maar jy's hierdie ouetjie lyk vir my perfek, hoor. Dis 'n masjien wat baie gewild is. So Rustenburg wêreld by die myne verkoop John hulle. Dis vir hom nogal die ultimate. Hy het ook die frame leveling in as ek reg is. Ja, hy het. So dis nogal 'n masjien op die myne wat lekker hardloop. Ek sal nogal voel op 'n gewone plaas omstandighede is dit dalk bietjie baie. Ek dink jy kan 'n meer ekonomiese masjien kry vir jou. Ja, jy het nou nie daai side shift besigheid nodig en daai Ek dink tipe is van nice to goeders. have, maar ja, vandag wil ons nou maar net so 'n bietjie die ouens. Maar Ek kom meen- ons sê ek vat die masjien dan, hè. Kyk wat ek sê nou nog steeds 'n ding om my manager te verander, nê. Nee. Kyk, hy het klaar die cage op, so is klaar reg vir dit. Ek kan daai besigheid dan seker ver genoeg vorentoe uitgestoot kry met die lemme op. So nou is my volgende vraag, terwyl ek besig is om te ry, nê? Nee, kan ek dan die hele side shift ding doen terwyl ek besig is om te ry om te sê eers maar weet wat ek wil net so bietjie die kant toe jigga. So die ASCS system is die ene wat gaan besluit. So as jy dit kan veilig doen, dan sal hy jou toelaat. As dit onveilig is vir die stelsel se veiligheid, dan gaan jy jou nie toelaat nie. So dit klink nou as 'n simpel antwoord, maar dis die tegnologie wat saam met die masjien kom. So Ja. wanneer die masjien onveilig is, gaan jy nie toelaat om dit te doen nie. Byvoorbeeld as jou boom verby 'n sekere hoogte gaan, dan gaan hy ook byvoorbeeld nie toelaat om dit te doen nie. Jy het ook mos nou maar omdat hy hidrostaties aangedrewe is, het jy basies 'n hasie en 'n skilpad. Ja. As jou boom verby 'n sekere hoogte gaan, gaan jy nie toelaat om na die hasie toe te gaan nie, want dit gaan als oor veiligheid. Gewig en spoed werk nie saam op 'n hoë afstand nie. Hoe werk jou olievloei op hierdie goeters?
Hy het basies 'n hidrostatiese pomp wat apart werk en dan het hy sy hidroliese olie wat toegewyd is aan die boom. So die boom kry prioriteit. Jy sal nou sien as jy almal van hierdie kant afneem. Hulle kom standaard met 2 elektriese hydrauliek koppelings bo. So as jy jou boom uitstoot, gaan hy prioriteit vat en as jou boom stil staan, dan gaan al jou olie basies boontoe. So jou aandrywingsolie en jou amper sê jou liftingolie meng glad nie in met mekaar nie. Dis weer 'n pompe. Dis ook weer 'n keer wat lekker is van Merlot, behalwe 2 verskillende pompe, jy 2 verskillende reservoirs. So jy hoef nie elke keer jou hidroliese olie en jou hidrostatiese olie word ook nie saam op diens te vervang nie. Ja, want dit hang af hoe baie jy op en af tel en So prioriteit sal altyd gaan na die boom op of jou gewig te kry, maar sodra jy dan stil staan, hardloop jou olie na jou remotes toe, soos ons in die trekker terme sal praat. en dan net vinnig, ons hoef nou nie te veel by dit stil te staan nie, maar net laat die ouens ook verstaan hoe ernstig hierdie maatskappy is. I mean, jy het nou hierdie routou goeders, dis nou die goed wat in die ronde draai. Dis 'n router, dis basies 'n huiskraan telehandle amper as ek dit so kan stel. Die goeders gaan massief hoog. Hy kry stabiliseer. Ek neem aan hy's 'n 50 ton 35 meter. Jesus, okay, so. Hy Dit- sal vir jou Dit sal nou 'n 5 ton 35 meter Ja. wees. Maar hy kry stabiliseer soos 'n masjien wat stil staan. Hy kan reg in die oor rondte 5 draai. ton 5. Yes. Nie 'n 50 ton nie, damn it. Maar nou moet jy onthou, dis fris waarvan ons nou Ja, praat. ja, ja. Sy kajuit begin ook op 'n sekere grade as jy byvoorbeeld nie daarbo is nie, sy kajuit kan tilt. So soos jou boom opbeweeg, so gaan jou kajuit opbeweeg dat jy visie het. Maar op hierdie tipe masjiene sal ou byvoorbeeld die kameras wat in die boom is daarvoor begin saamvat, want om op 35 meter te gaan kyk is bietjie iets anders. En luister hierson hè, soos ek verstaan, hierdie maatskappy is self-funded. Hulle het nie 'n bank of 'n ding wat hulle goede vir hulle doen nie, familiebesigheid nog op die einde van die dag. En al die masjiene wat hier staan is basically klaar verkoop. Hierdie is absoluut nie voorraad nie. Hierdie is bestellings. Hierdie wag hulle vir 'n lorry of 'n skip om op te klim. Julle sal nou sien, as julle sien van hulle het met die ponde en die voete by. Dis masjiene wat Noord-Amerika toe gaan. Hulle is effens anders te mos as die res van die wêreld. Maar weer 'n keer, die masjien is presies dieselfde masjien wat ons in Suid-Afrika kry. So vir hulle veiligheidsredes moet dit opgetoon word, maar as julle kan sien, daai 37 Turbo Farmer, alles is dieselfde. Party van hulle moet die grids op hê op die vensters, maar al die Merlin masjiene is FOPs en ROPs. So full-on protection is daar. Jy het nou vandag bevoorreg gewees om dit te sien. Die manier hoe die venster gemaak is, hy tot 'n wiperblytjie daarvoor. So dit gaan maar oor veiligheid. Alles gaan oor veiligheid. Ek meen ons wou nou snaaks so goed gedoen het, hoe kry ons raas, want dis nie volgens hulle veilig nie. Ja. Hierso sal jy nou die toetsbaan sien waar masjiene regtig getoets word met inclines. Daar agter was die 4x4 baan wat jy nou al 'n video gemaak het. Daar staan 'n kleinte multifarmer, maar ons gaan môre dit baie mooier aanvat. Want jy kyk die een ding wat jy nou, jy het 'n baie vinnig aangeraak, nê. Maar ek meen daai dakkie wat hy daar aan die bokant het. Dis blykbaar baie moeiliker om dit te doen as wat dit is net om die goeders aan die binnekant onder die roll cage te sit, maar dan beskerm jy nie jou glas nie. Ons het daarbo in die ligtouer gepraat, soos ek gesê het toe hulle begin het. The founder of Merlot het altyd gesê ek soek nie 'n probleem nie, ek soek 'n oplossing. En baie keer is iets soos hierdie nie die makliker manier nie, maar dis die regte manier. So Merlot trek nie kort paaie wat veiligheid aanbetref nie. Ek dink ons het dit meer as meer gesien tot die Deadman switches, alles. Maar dit is definitief moeiliker. Ek meen dit is baie makliker om die glas bo te sit. So nou val iets, dan breek jy glas, jy as drywer is nog steeds gesny of stikkend of wat ook al. Hier gaan dit oor masjienveiligheid, maar die belangrikste is die man wat hom ry. Dis hoekom hulle al daai moeite doen en dan sê mense vir hulle nee, dit kan nie gedoen word nie. En hierso is nie aanhouer wen. Dis 'n kwessie van daar is nie 'n nee nie. Dis ons moet dit maak werk. Onthou, jy praat nou van daar's nie 'n nee nie, nê. Onthou nou ek is altyd slimmer as wat jy is. Ja, nee? dit is ongelukkig. Jy bring wel 'n paar standaard masjiene in wat jy reken wat die mark wat standaard gespek is. Maar ek het mos nou altyd ander planne soos ek wat my Pekinet hedging ding soek, nê. Maar hoe werk dit dan? Moet ek aan die masjien dan voor die tyd bestel? Ek spek hom soos ek hom wil hê en wat's my lead time omtrent op hom? So jy kom kuier vir ons of ons kom kuier vir jou, wat ook al die maklikste is. Jy kan basies die masjien spesifiseer na jou hartelus met verskillende opsies. Dis 'n spesiale masjien dan wat ek by die fabriek 'n bouslot kry. Dit hang af hoe hulle produksie is en wat jy soek, maar kom ons sê soos gelukkige 6 na 8 weke
Die Ja. moeilikheid is ons is nie meer in beheer van die skepies en daai goedertjies nie. Ons het nou onlangs agtergekom. Partykeer kan die masjien in 2 weke in Suid-Afrika kry, partykeer vat dit jou 2 maande. So ons hoop die manne het nou klaar beklei en dinge kan weer teruggaan na normaal toe. Maar vir 'n fabriek produksie, as ons 'n bouslot het, tussen 6 en 8 weke, dan bou jy 'n masjien soos jy wil. Ek weet nie of julle gesien het as jy rondloop en jy kan hom tot in enige kleur van jou hart op kry. Kos jou 'n paar euro meer, maar as jy voel jy wil 'n blou masjien op jou plaas hê, ons kan hom vir jou blou maak. Dit maak dit dat dit jou masjien is. Die enigste nadeel daarin is ek vir jou so 'n masjien custom, jy gaan maar net vir my depositoetjie moet gee want dis heel waarskynlik 'n masjien wat ek nie aan iemand anders gaan verkoop nie, want hy's na jou spesifikasies. Maar ons kan vir jou ligbrieke opsit vir 'n sleepwa, ons kan vir jou airbrakes opsit, hidroliese brieke opsit. Ons kan vir jou meer koppelinge bo sit, ons kan vir jou addisionele pompe bysit as jy ekstra vloei nodig het. So ons gaan kyk na wat jou behoefte en dan gaan kyk ons op wat se platform is dit en dan verander ons hom na wat jy wil hê. Right, pump my Merlot. Nee. Okay, gaan jy net 'n rukkie vat. So, luister hierson nee. As jy gewonder het oor hierdie maatskappy, hou wonder, nee. As jy in die mark is vir 'n telehandler enigsins, jy kan hom skoop soos jy lus is, nee, of spek soos jy lus is. Jy kan letterlik ek dink nie daar's iets wat hulle nie kan doen nie. Nee. En as dit kom by kwaliteit en daai goed, ons het dan baie fabrieke, maar ek moet vir julle eerlikwaar sê as jy nog nie die fabriek video gesien het nie, gaan kyk 'n bietjie, daar's 'n paar van hulle. Gaan aangenaam verras wees oor hoe die maatskappy maak. 92% van hierdie goed word hier binne huis, tot die plastiek, alles word in huis vervaardig. Nou bring vir my nog 'n company wat dit doen. Ek wil dit graag sien. En dis net vir telehandlers, né? Dis basically al wat hulle doen. Bou net telehandlers. So as jy al van 1964 af, né? Ja, hulle is 61 jaar nou net. 61 jaar oud, 62 jaar oud nou hierdie jaar, né? As jy basically net telehandlers doen, né? En jy's nog in besigheid, dan doen jy iets reg. Linkie bo of hier onder. Tot volgende keer. Groete.